Ons gesels vandag met Wikus Engelbrecht en Markie Fourie. Die wêreldwye City Nature Challenge het onlangs klaargemaak en ons plaaslike groen ruimtes het gewoed van die aktiwiteit. So saam met my in die ateljee oor die spesiale funksie wat by die Wild Rescue Natuurreservaat aangebied is Wikus Engelbrecht en Markie. Baie dankie, ons is bly om te deel wat ons ken hierso. Nou goed so. Nou kom ons begin by die basiese beginsels vir diegene wat dalk nog nie die tegnologie agter hierdie ding ken nie. Wat is iNaturalist, Wikus, en waarvoor gebruik mense dit en waar kan hulle dit kry? iNaturalist is 'n vrye tool, is 'n app en jy kan dit ook op 'n webwerf online kry. Wat net vir mense 'n bietjie meer betrek in die natuur en in konservasiewerk. Dis deur 'n klomp wetenskaplikes, botaniste en so aan geskep wat enigiemand kan gebruik. Dis heeltemal vir niets. Jy hoef nie enige geld daarvoor te betaal nie. En waar ook al jy in die wêreld is, as jy op 'n natuurreservaat of by die huis of in 'n park iewers, daar 'n blommetjie is of 'n bossie of 'n insek of 'n diertjie wat jy sien wat jy nie dalk bekend mee is nie, wat jy dink is baie mooi, jy moet 'n foto neem, jy kan klank opneem as jy wil, dalk vir voëls, en dan kan enigiemand online dit gaan identifiseer. En dan kan jy sien waarna jy kyk en meer oor die natuur leer. Goed so. Nou Wikus, dit klink ongelooflik toeganklik. Nou die geleentheid waarvan almal gepraat het, is die BioBlitz. Markie, wat is die BioBlitz en hoe kan 'n mens deelneem? Die BioBlitz is amper soos 'n soort wedloop teen tyd waarop daar gefokus word om soveel as moontlik lewendige spesies in 'n spesifieke area binne 'n spesifieke tydperk vas te lê. Is nie altyd dieselfde tyd nie, sê net maar 24 uur of 48 uur of so. Dit is soos iNaturalist is, dit is toeganklik vir enige iemand en enige persoon oor die hele wêreld kan deelneem. Al wat jy doen is, jy gaan net uit in die natuur, selfs in jou tuin, waar ook al jy is, en jy neem fotos van enige lewendige ding wat jy sien, en jy laai dit op iNaturalist. So die iNaturalist is dan, werk dit dan basies soos 'n toepassing wat jy aflaai op jou foon? 'n toepassing vir jou foon, of dit is 'n web-based platform ook. Markie, die Wild Rescue Natuurreservaat het onlangs hierdie spesiale funksie vir die iNaturalist se City Nature Challenge aangebied hier in Stilbaai. Vertel ons meer daaroor en hoekom het julle dit gedoen? Ja, dit was fantasties geweest. Die City Nature Challenge is 'n wêreldwye kompetisie tussen verskillende streke en stede om te kyk wie kan die meeste natuurwaarnemings maak in 'n sekere tyd. Om mense na Wild Rescue te genooi om saam met kenners ons unieke fynbos en wildlewe te kom verken en bewusmaking vir bewaring en ek wil sê veral fynbosbewaring te skep. En natuurlik vir die waardedata wat ingesamel word oor alles wat hier op ons drempel lewe. Ja, dit is eintlik net so amazing, nee. Nou hierdie City Nature Challenge is dan nou 'n massiewe wêreldwye kompetisie. Hoe gewild is die City Nature Challenge in Suid-Afrika en hoe vaar ons streek daarin in terme van deelname, jy weet in vergelyking met ander plekke? So in die wêreld, om mee te begin, net vir hierdie BioBlitz wat nou gebeur het, is daar meer as 3 miljoen observasies, enkele observasies van ongeveer so 75,000 verskillende spesies. Sure. En omtrent 1,5 miljoen van daai observasies is research grade, en sal miskien nog daar praat. En is oor 100,000 mense en omtrent in 61 lande wat mense deelgeneem het. Suid-Afrika wil hulle rangorde die deelneme per stad. Die stad van Kaapstad is die beste in Suid-Afrika met ongeveer so 28,000 of so observasies, ek dink. Ja, of nee, meer as dit nog. Ja. 218,000 as ek nou kyk, observasies net vir die stad Kaapstad. Hierso in die klein roete 'n bietjie minder, want ons nou mense natuurlik en is nou ook winteragtig. So ons het net so 11,000, 12,000 observasies. So ons het 'n goeie rangorde oor die algeheel. Ek dink Kaapstad was in die top 20 hierdie jaar. So. Alhoewel ek het al gehoor, dit was al in die top 3 in vorige jare. Suid-Afrika was die 5ste land wat van alle lande in die wêreld 1 miljoen observasies op iNaturalist toe dit begin het gemaak het. So daar's baie Suid-Afrikaners wat belangstel in iNaturalist. En ek self wat 'n bietjie van 'n nuwer gebruiker van iNaturalist is, het altyd gedink
Dis dalk net vir plantspesies van die logo, like soos 'n plantjie en alles en dit is alles groen. Jy dink wel, is net vir plante en bossies en so, maar dis eintlik vir enigiets wat lewe, enige soort dier, enige insek, enige voël, as voëlliefhebber is, en sien waar mense voël sien, so dalk jy kan plan om soms 'n vakansie te gaan skep en net om daai voël te sien, enigiets reptiele, amfibieën en so aan. So ons doen baie goed in Suid-Afrika en ek dink daar's redelik baie deelname in ons land. Dit is ongelooflik en eintlik iets om op trots te wees. En dit laat my nou sommer wonder, jy weet, mens vra vir jouself die vraag af, wat gebeur met hierdie observasies wat mense in die iNaturalist app dan nou doen? En waarvoor word dit uiteindelik gebruik, Wikus? Wel, die baie lekker ding is dat jou observasies in iNaturalist kan wel gebruik word deur regte kenners en deur wetenskaplikes wat studies doen oor natuur, plante of diere of visse en so voort. So as jou observasie 'n research-grade observasie is, dit moet sê dis van goed genoeg kwaliteit so hulle kan duidelike foto's sien van wat jy geneem het of hulle kan duidelike audio neem as dit te vol is of so en hulle kan sien waar dit is. En daar is ten minste 2 kenners wat dit identifiseer het op die app. Dat dit is spesifiek die spesies. Hulle kan dit dalk in hulle studie sit, dalk is dit iets wat baie raar is wat hulle nog of iets nuuts dalk, want dat is ook nuwe spesies. So net oor die laaste BioBlitz was daar 70 nuwe spesies wêreldwyd geïdentifiseer. So jy kan dalk iets nuuts kry as jy net daar in die veld stap. En dalk word dit na jou vernoem ook so. En of dit kan in 'n studie wees of dis net mense of is dit iets wat algemeen is, dan kan mense sien wel as hulle kan soort van 'n inventory neem van hoeveel van hierdie spesies staan nog in die veld of is daar nou impakte van klimaatsverandering, hulle nommers bietjie verminder, as dit voëls is of so kan hulle migration patterns sien, hoe dit gaan en so voort. Dit is so interessant. Ek imagine al ek kom op 'n rare klip af en hulle noem hom die Karenklip. Dit kan ons nou net pret wees. Op die klip wat in Karen op kop gestamp het. Nee, dit is so 'n pret manier en dit voel vir my dit is so op die plek van waar ons nuwe generasie is. Ons het ons kinders en ons het ons fone en ons gaan die twee van mekaar nooit kan skei nie, maar dit voel vir my iets wat spreek tot die nuwe generasie om nog steeds buite te kom, nog steeds die natuur te verken, maar ook, jy weet, van die tegnologie wat daar buite is gebruik te maak. So, dis ek dink 'n wonderlike inisiatief en soos jy sê, mens weet nooit op wat 'n mens afkom nie, dit mag dalk net iets wees wat tot die wetenskap bydra. Nou, gepraat van nasporing of jy weet wanneer 'n mens op iets afkom, watse tipe ontdekkings is daar al gemaak in Suid-Afrika danksy hierdie iNaturalist? Gewone mense, dit is nou rarig mense soos ons, jy hoef nie 'n botanis of 'n bioloog of iets soos dit te wees nie. Gewone mense het al dinge herontdek wat almal byvoorbeeld gedink het al uitgesterf is. Ja. Of dit gebeur dat mense nuwe plantspesies ontdek, seldsame paddas, allerlei unieke goggas, sulke tipe goeders. En ook dat mense plante ontdek wat hulle nie besef het in 'n sekere area groei nie. Hulle het gedink hierdie plantjie groei nou net in Kaapstad en omliggende area en dan skielik daar in Nysna ontdek iemand dieselfde plant. En so dit bewys maar net dat enige iemand 'n bydrae tot die wetenskap kan maak. Ek weet nie, miskien ek wil Een nou van die dinge wat iNaturalist ook 'n bietjie uniek maak is dat daar is baie regte kenners en professionele mense wat in die natuurprofessie werk, baie botaniste en so en wat baie spesialiseer in verskillende plante en diersoorte. So dis nie net die algemene persoon wat soort van raai wat se plantjie is daai wat die diertjie is dan nie. Dit is regte mense wat jou bevindinge identifiseer. Dan kan jy presies sien wat die spesies, wat die genus, so aan. Dit is wonderlik. Is daar enige advies wat julle dan nou vir mense het om die app beter te gebruik? Watse tipe foto's werk die beste en wat moet hulle doen oor die liggingnasporing en so aan? 'n Mens moet maar sorg dat jou foon se location services en die GPS aangeskakel. Ja. Nie almal wil dit doen nie, party mense ter wille van privaatheid of wat ook mense het hulle verskillende redes, maar dit maak dinge vir jou baie makliker. As daai location services aangeskakel is terwyl jy die foto's neem. Maar wat die foto's self betref,
is jy moet maar seker maak dat jou foto's in fokus is. As jy nie mooi kan sien wat op daai foto aangaan nie, kan ander mense wat langs die plant wat net na die foto kyk, definitief nie kan sien nie. So as jy byvoorbeeld 'n boom afneem, moet jy kyk dat jy die hele boom afneem, so jy kan 'n entjie van ver af staan sodat mense wat die help met die identifisering dat hulle kan sien, o goed, hierdie is 'n groot ding. Dit help nie jy neem een blaartjie af en dan weet niemand hoe groot hierdie plant eintlik was nie. So die hele plant afneem en dan ook fokus op individuele goedjies soos hoe lyk die blare, as hy enige blomme het, blomme, en dan moet jy ook kyk as jy nou klein goedjies het, goggatjies of so, dat jy hulle half van verskillende oogpunte afneem, as jy kan, hom omdraai, sy maagie afneem en op die rug en so. So dis maar, ja, die belangrikste ding is dat jou foto's met goeie kwaliteit wees, dat mense kan sien wat aangaan. Dis waar. Nou ons het so grappie hier in ons gesin, dat wanneer ons foto's neem, moet ons asseblief net nie mamma se foon gebruik nie. So, ek sal in daardie geval dan nou nie mamma se foon gebruik nie, maar een van die ander huisdiere se. Kijk, op iNaturalist kan jy ook soveel as moontlik of soveel foto's as moontlik as jy kan opsit. Moenie net miskien net een fotootjie neem nie. Vat 'n paar. Daar's nie eintlik 'n klagte oor as jy 'n klompie oor opsit nie, want dit gee vir mense meer inligting en meer perspektief. Natuurlik, En as jy 'n raaiskoot het of jy weet dis nou 'n plant, so gaan label dit as 'n plant of jy het 'n ander insig. Dit help alles om die identifisering bietjie vinniger te maak. Ek hoor ja. Julle het die BioBlitz nou onlangs aangebied. Hoe het dit ook die Wild Rescue gehelp en watter voordele het julle daar uitgetrek? Wel, in die eerste plek, Wild Rescue Natuurreservaat stel baie daaraan belang om die publiek te help oplei en opvoed oor die natuur, om almal in die natuur te kry en almal se appreciation daarvan bietjie op te bou, bietjie te leer oor wat in ons eie streek aangaan, wat se groot biodiversiteit hierso is. So ons wil net baie graag vir mense die geleentheid gee om hulle kennis bietjie op te bou. Maar dit help ook ons om mense hier te kry wat hier op ons reservaat rondstap, die trails en andersins en hulle eie foto's te neem en 'n bietjie van 'n rekord te help opbou van wat ons wel het. En ons selfs in die laaste weke nou vanaf die BioBlitz gebeur het ons nog klompie pandjies gekry wat ons nie eens geweet ons het hierso nie. So dit help ook ons om 'n eie rekord op te bou en ons het 'n boekie hierso wat ons besig is om op te bou van al die mooi natuur skoonheid wat ons wat ons by Wild Rescue het. Ja, so dit klink vir my in elk geval na 'n wen-wen situasie vir die gemeenskap en die natuur en vir almal. So, wat kan mense doen as hulle dan by biodiversiteit van julle reservaat self eerstens wil beleef en betrokke raak? Vir ons reservaat is ook hier, so mense kan enige tyd kom kuier. Ons is hier tussen Riversdale en Stilbaai. Ons het korthuise wat mense kan uithuur as hulle wil oornag. En ons het 'n klomp verskillende paadjies wat mense kan stap en wandel. En as hulle wil saam met ons gaan partykeer of hulle alleen wil gaan, en net bietjie hulle self verken hierso en hulle self van uittrek en begin foto's neem. Dis wonderlik. Ag, Wikus en Markie, dit was nou lekker om met julle te gesels. Ek is sommer nou self opgewonde. Ek dink ons moet die naweek bietjie gaan stap en foto's neem en kyk hoe die app werk. Maar dankie vir die tyd wat julle vir ons gegee het om met julle te gesels oor die iNaturalist toep. Dankie. Dankie vir die Dis tyd, Karen. Dis goed so. Nou mooi dag vir julle. Totsiens.